Goeiemôre aan alles pragtige mense, prys die Here, gaan dit goed met julle? Het julle lekker gedoenes? Kom ek en jy sê gou vir die Here, dankie vir hierdie wonderbaarlike dag wat hy vir ons gegee het. Here, baie dankie vir hierdie wonderbaarlike dag wat hy vir ons gegee het. Dankie vir die voorreg, Here, dat ek weer saam met my boeties en sissies om die tafel kan sit, Here, die brood te kan breek, Here, die woord te kan neem, Here, te kan eet, Koning Jesus. Here, maar seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit, Here Jesus. Net soos wat u Gees dit vir ons kan doen, Here. Ek bid dit in Koning Jesus. Nou my boetie en my sussie, die Here se woord sê vir my en vir jou, ons moet die Here loof. Ons moet hom prys. Ons moet sy naam verhoog. Nou Psalm 117 sê, loof die Here alle nasies. Prys hom alle volke. Hoor julle wat sê die Here vir ons in vers 1? Hy sê, loof die Here alle nasies. Nee, nie net een persoon nie. Almal moet. Hy het nie gesê wit, swart, pink. Hy het almal het hy gevat en hy het gesê moet die Here loof. Hy sê prys hom alle volke. Die Here maak spesifiek dat almal hom moet loof en prys. Hy het gesterf vir almal, vir my en vir jou. Daarom het hy gesê, is dit ons beurt nou om hom, sy naam groot te kan maak, sy naam te loof en te prys, sy naam aan te roep. So hy sê verder, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons. Hoor wat sê die Here Jesus Christus. Dawid skryf so mooi vir ons hier in die Psalm 117. En hy sê, die Here se goedertierenheid is geweldig. Wat beteken geweldig? Is groot oor ons. Dis magtig oor ons. So my boetie en my sussie, die Here het nie iets kleins vir my en jou in storie. Die Here het nie gekom en gesê, wie wat, ek het net so inkie, pinkie, pantjie vir jou nie. Nee. Hy het gesê, ek het gekom in oorvloed. Hoe sê in Johannes 10:10 die tweede gedeelte? Ek het gekom om vir jou oorvloed te gee. Daarom moet ons hom loof in oorvloed. Daarom moet ons hom prys in oorvloed. Wie moet dit doen? Ons almal. Nie net een persoon nie. Weet wat, dit is hartseer om te kan sien, dat ons nie meer vandag ons hande kan optel in die kerk en sê, Here, ek wil U loof en ek wil U prys nie. Dit is hartseer om te sien, ons wil nie eens ons hande klap vir die Here nie. Mense, dit maak harte seer. Want weet jy wat, as ons seer kry, hoe dink jy moet God seer kry? Hoe dink jy kry die Vader seer, as ons dit nie wil doen nie? Maar hy het gesê, hy het gekom en sy goedertierenheid is geweldig oor ons. En hy sê, die trou van die Here is tot in ewigheid. Hy het nie net gesê, dit is vir 'n maand of 2 nie, hy het gesê, dis in ewigheid. Dis in ewigheid. So hy het vir ons gesê, hy wil om my en jou seën. Maar wat moet ek en jy doen? Ons moet hom loof, ons moet hom prys. Is jy gereed vandag om jou arms omhoog te gooi? Lord, I want to worship you. I want to worship the King of Kings, the Lord of Lords. And his name is Jesus, Jesus, Jesus. Is jy bereid vandag om dit te kan doen? Ek wil jou daai vraag vra vandag. Here, dankie vir u woord. Dankie vir dit wat u vir ons opgeoffer het, Here. Dankie dat Dawid kan skryf, want u goedertierenheid is geweldig, is groot oor ons, Here. Dankie dat u so u ontferm oor ons, Here. Dankie dat u gekom het en gesê het, Here, u wil ons in oorvloed seën, Here. Maar al wat ons moet doen, Here, ons moet ons arms omhoog gooi en sê, Lord, I want to worship you, I want to worship you. Want die woord sê, loof die Here, Here, en hy sê, almal moet hom loof, nie net een persoon nie. Abba Vader, help ons om vandag ons belofte teenoor u ook na te kan kom. Ek bid dit in die almagtige naam van Koning Jesus. Amen en amen. Boetie en sussie, net een vraagie. Is jy skaam vir God? Is jy te skaam om jou arms op te tel? Is jy te skaam om hom te loof en te prys? Pas op, God gaan vir hom eendag vir jou skaam. Ek is lief vir julle.